Goeiemôre graad 12's. Welkom by hierdie verduideliking van die taak. Baie maklike taakie eintlik. As jy nou mooi kyk, kom ons hardloop gou deur. Hierdie goeters kan jy sien, is alles hoe jou punte werk. Hierdie moet jy 'n bietjie deurlees weens die feit dat dit jou kan help met vrae beantwoord. Hier is jou taak, sien daar is 2 gedeeltes. Nou, lees mooi al die dinge en hier is nog my goeders. Alright, ons kyk hier na verandering, stres en konflik. Hier is 'n bietjie om te lees vir jou. Dan sê hulle, definieer die term van verandering. En dan is hier 'n verandering, sal jy sien, gaan ons nog behandel, maar dit is die optrede of proses wat iets verander. Die 2 veranderinge waarmee jy dalk kan sukkel om aan te pas as jy student of werknemer is. Onthou weer eens, jy is 'n werknemer in 'n nuwe wêreld. Dit beteken, wat gaan jy ervaar as jy ewe skielik nou weg is van die huis, weet, baie negatiewe dinge wat jy kan betrokke mee raak, alkohol, dwelms, daai tipe van goed. Verduidelik enige 2 emosionele stressors en 2 sosiale stressors in 'n nuwe omgewing wat 'n negatiewe impak kan hê op persoon se welstand. Jy mooi kyk hier na die punte totaal. Jy moet 2 emosioneel neerskryf, 2 sosiaal en dan ook elkeen verduidelik vir 8 punte. Dit kan iets wees, emosionele stressor kan wees byvoorbeeld isoleerd en weg van jou, want jy nou ewe skielik op jou eie gaan bly, so jy is weg van jou male af, jy is weg van jou vriende af en dit raak 'n bietjie moeilik. Daar's nuwe veranderinge wat jy nie voorbereid is nie en jy moet skielik aanpas en dit kan baie emosionele stres veroorsaak. Sosiale kan wees soos misverstande as gevolg van verskillende kulturele praktyke. Sosiale uitsluiting weens die feit jy moet inpas by 'n nuwe omgewing waar jy die vreemdeling is. Tref onderskeid tussen die volgende terme wat verband hou met hoe mense op konflik mag reageer. Hierdie is eintlik baie straightforward. Jy weet, vermyding is 'n verloor-verloor situasie, kompetisie is 'n wen-verloor situasie, kompromie kan 'n wen-wen of selfs 'n verloor situasie wees. Vir my, as jy die konflik wil vermy, dis soos jou girlfriend wat vir jou sê dat julle moet praat. Kompetisie is wanneer jy probeer 'n ander persoon uitoorlê of verbeter daarop. Is amper aggressie. Kompromis wil altyd 50-50, 100% ingee. Bespreek hoe bogenoemde maniere op 'n interpersoonlike konflik aan te hanteer en moontlike negatiewe effek op verhoudings hê. So jy gaan kyk hier na hierdie 3 en dan gaan jy sê hoe dit op 'n interpersoonlike konflik jou verhoudings negatief gaan impak. So die probleem te vermy, gaan die probleem nie oplos nie. Weet, kompetisie of aggressie gaan nie help nie, want dit gaan die probleem groter maak. Kompromie is iemand gaan moet iets opgee en die ander ene, dit is 'n wen, soms 'n wen-verloor situasie. Kommunikasie is een van die vaardighede wat jy sal benodig om by verandering aan te pas en om konflik op te los. Verduidelik maniere hoe om die volgende faktore 'n positiewe invloed kan hê op effektiewe kommunikasie in enige verhouding. Weet, persoonlikheid, weet, jy kan 'n introvert wees en nie weet hoe om te kommunikeer met mense nie, weet, daai tipe van ding. Geskikte uitdrukking van gevoelens. Jy kan jou gevoelens op 'n geskikte manier wyse uitdruk sonder om ander mense te laat dink jy's funny of weird. As jy beskep daai gevoelens uitdruk op 'n regte manier, kan 'n omgewing van oopheid en deursigtigheid doen, sulke goed. Aanvaarding verantwoordelikheid. Deur die aanvaarding van verantwoordelikheid kan meer effektiewe konflikoplossing plaasvind. As jy aanvaar dat jy dalk verkeerd was, dan kan dit lei tot 'n voorkoming van misverstande, enigiets in daai sin. Evalueer 3 maniere oor die effektiewe hantering van stres, kan lei tot persoonlike groei en ontwikkeling in 'n jong mens, wanneer hulle verandering of konflik in die gesig staar. Kyk 'n bietjie mooi weer, so jy het 3 dinge,
wat jy moet noem, verduidelik en 'n voorbeeld verskaf. Right, dit kan wees verbeter oplossingsvaardighede, stres kan selfbeeldbewustheid verbeter, jou tydsbestuur verbeter, dinge in daai lyn. Stel 2 maniere voor hoe 'n persoon konflikoplossing kan benader om 'n gesonde verhouding te onderhou en verduidelik hoe dit 'n persoon kan help om by verandering aan te pas. So jy gaan 2 maniere noem, jy gaan hom noem, beskryf, 'n voorbeeld gee en 'n uitkoms van daai voorbeeld. Dit beteken dit kan wees iets soos herfraseer wat die persoon gesê het, want dalk dit die hele kommunikasieprobleem veroorsaak, en dan weet jy nou die vorige keer dat jy kan, as jy mooi luister en herfraseer wat die persoon gesê het, kan jy dalk daai konfliksituasie vermy. So weer eens, jy moet uitbrei daarop, kyk baie mooi, gesonde 50 punte, dis eintlik baie maklik. Dan sal jy sien in die Classroom het ek reeds vir julle 'n ekstra PowerPoint gesit wat korrupsie en daai goeders hanteer. So definieer die konsep van werkloosheid, baie maklik, jy is werkloos, jy het nie werk nie. Noem die 4 tipes bedrog en korrupsie wat voorkom, daarvoor het ek julle 'n ekstra blad gegee. Illustreer 2 maniere hoe bedrog en korrupsie 'n impak het op Suid-Afrikaanse gemeenskappe, gebruik daai notas wat ek jou gegee het. Bespreek 2 maniere wat die regering kan implementeer om amptenare verantwoordbaar vir bedrog en korrupsie te kan hou. So jy gaan 'n manier sê en hoe dit gaan werk. Ek weet meeste van julle gaan sê lange tronkstrawwe, weet dank hulle af, maar wees 'n bietjie logies, kyk veral in Suid-Afrika se situasie huidiglik. Analiseer die negatiewe psigologiese impak van werkloosheid op die individu. Dit kan ons sien in die klas ons behandel en weet, as jy nie werk het nie, kan jy nie vir dinge betaal nie, dan kan dit jou depressie laat lei, wat kan lei na ander verdere goeters, soos byvoorbeeld alkohol en dwelmmishandeling. Dit is net ironies dat mense wat klaar dat nie werk nie, maar altyd geld het vir alkohol en dwelms en sulke goed. Net ironies. Stel 2 effektiewe maniere voor, waar die regering kan doen om klein besigheid te ondersteun om die saak van jeug weer werkloosheid teen te werk. Jy sal sien is 2x3, so dis anderwoorde jy gaan die manier gee, hoe dit werk met 'n voorbeeld. Baie mense sê private sektor moet nou verband werk met klein organisasies, sodat hulle daai mense kan oplei om die jeug op te lei, meer kanse gee vir die jeug om deel te word van die sakesektor. Ek gebruik nog altyd hier ondersteuning van entrepreneurskap. Stel toegang tot finansiering kan dalk gesê word. Stel 2 strategieë voor wat die privaat sektor kan implementeer om die regering by te staan om werkloos onder die jeug te verminder. Internskapprogramme kan help, weet, leer terwyl jy werk, maar besighede moet bestaan om dit te kan doen, skep meer. Corporate social responsibility, wat gemik is op die jeug. Die private sektor kan geld gee daarvoor, en dan kan die mense opgelei word om dit die goeders te doen. Jy kyk dan weer eens hier na onder, die private sektor kan entrepreneurs ondersteun, hulle geld en finansies en opleiding verskaf, dinge soos daai. Kyk ook baie mooi. Dit sal ons ook in die klas bespreek. Goed, sterkte, hier is al 'n maklike ene, jy kan hom goed doen, gebruik jou tyd in klas, doen jou voorbereiding, en dan sal jy fyn wees. Wel, sterkte, en ons sien julle weer.